Goeiemôre mense. Hier is my vroukie Linda. Hallo. En ek wil net gou iets aan julle demonstreer. Nou ons is getroud, ons is een. Sy is my beste maatjie, hopelik is ek haar beste maatjie. En ons doen alles saam. Ons is deel mekaar se lewens. Okay, ons is deel van mekaar. Nou wil ek jy moet gou hier aan dink. Sy is hier by my. En nou het ek 'n roep na haar toe dat sy na my toe moet kom. Maak dit sin? Hier is sy by my, maar ek roep, kom na my toe, kom na my toe. Ek wil sien wie jy is, wil sien hoe lyk jy, ek wil jou by my hê. Of andersins, wil ek na haar toe gaan. Daar's 'n roep in my hart, kom haal my, kom haal my, kom haal my Linda, kom haal my. Hier staan sy by my. Julle sal dink ek is hierdeur. Ek is nie lekker nie. Kan die man dan nie sien nie, hier is sy vrou dan by hom. Nou ons, soos wat ons een is daar 'n geheimenis in die skrif. Wat Paulus sê, wat aan ons geopenbaar is. Ons is een. Dankie my vroukie. Bye bye. Ons is een met Christus. En nou kom Paulus en hy sê die Christus in ons, die hoop van die heerlikheid. Of die Afrikaans sê Christus onder ons, 'n verkeerde vertaling. Christus in ons, die hoop van die heerlikheid. Nou, wat sê Paulus? Nou sien mense, ek wil hê julle moet agstaan vanoggend, want hierdie is die kern van die evangelie. Hierdie is die kern van die goeie nuus. Is dat ons een is met God. God een met ons. God se naam is Immanuel. God met ons. Nie God daar bo in die hemel nie. God met ons. Sien, ek is besig om jou denkpatroon te laat verander vandag, want jy moet dit anders sien, want die realiteit van die waarheid is, ons is een met hom. Nou kom Paulus en hy sê, Christus is in ons. Sien, hierdie is jy, ek demonstreer dit nou, hier's 'n hart op, dis jy, dis die mensdom. Onthou Paulus, wanneer hy praat, hy sluit die mensdom in. Hy sê op 'n plek, ons is van mening, as een gesterf het almal gesterf. Hy sluit die mensdom in. So wat sê hy van die mensdom? Hy sê Christus is in die mens. Dit wat vir eeue lank weggesteek was. Die deksel is gelig. Christus is in die mens. Hy's in jou. Hy's in my. Hy's binne ons. Paulus sê op 'n plek, weet julle dan nie dat julle die tempel is van die Heilige Gees? Wat sê hy? Die mensdom is die woonplek van God. Christus is in ons. Nou gaan hy verder. Ek sit hom hier neer. Hier's jy en ek met Christus binne ons. Nou gaan hy verder. Nou praat hy met 'n ander gemeente, maar hy praat met die mensdom. En hy sê voordat Adam, voor die grondlegging van die aarde, daai woord beteken voordat Adam sy identiteit bevraagteken het. Hy was na die beeld van God geskaap en na sy gelykenis en hy het dit bevraagteken. Toe doen hy die kennis op van goed en kwaad en van toe af het die mens probeer om soos God te wees, terwyl hy reeds so is. Nou sê Paulus, voor dit gebeur het, mense die liefde van God, hoe kan ons dit omarm, hoe kan ons dit verstaan? Voordat dit gebeur en daai vormloosheid van die mens, daai sonde van die mens, op elke mens gekom het, van Adam, op elke mens gekom het. Kom Paulus en hy sê, in Efesiërs, dat God kom in daai tyd, voor dit gebeur, en hy sit ons in Christus. Hy sit ons in Christus. Elke mens was reeds geskep in die begin. Elke mens was reeds in God se hart, in sy gedagte, en hy sit die mensdom wat was, wat is en wat kom, in Christus. Hier gaan ons, in Christus. So, ek weet, jy kan nie seker so duidelik sien nie, maar as jy hierdie prentjie kan sien, dan sien jy, Christus is in jou, en jy is in Christus. Ek sê weer, Christus is in jou, en jy is in Christus. Daar is geen afstand tussen jou en Jesus Christus nie. Hy leef in jou. Hy leef saam met jou. In hom is jy, in hom beweeg jy, in hom leef jy. Dis hoe jy is. So hoe is dit moontlik dat ons dan
terwyl dit is wie ons is. Ons kon dit nie bewerk nie. Dit is wie ons is. God se liefde het ons ingesluit. Ons is ingeslote. Ons is 'n toegemaakte tuin. Ons is ingeslote. Hoe is dit moontlik dat ons 'n uitroep het en sê, Jesus, kom haal my? Hoe is dit moontlik dat ons 'n uitroep het? Jesus, kom weer, kom gou. As hy reeds gekom het en sy lewe jou ingesluit het, jou lewe hom ingesluit het. Dis die goeie nuus van die evangelie. Dit verander jou hele sienswyse in die lewe, jou sienswyse omtrent God, jou denkpatroon omtrent jouself, jou sienswyse omtrent ander mense. Dit verander dit totaal en al, want jy is deel van hom, hy is deel van jou. Jy kan nie meer dieselfde dink as in die verlede nie. Mense, daarom sê ek vir julle vandag, ons kan nie weggaan na Jesus toe nie, hy is by jou. Jesus kan nie na ons toe kom nie, hy is by ons. Dit sal nooit verander nie. Dis die liefde van God wat ons kom insluit het. Vir jou, vir my, vir elke mens. So nou gaan jy anders begin dink. En weet hierdie week, waar jy beweeg, weet, Christus is in jou en jy is in hom. Niks wat jy doen is verwyder van hom af nie. Niks wat jy en ander mense doen is verwyder van hom af nie. Want elke mens is geposisioneer in Christus. Christus is geposisioneer in elke mens. Dis ons posisie. Is dit nie awesome nie? Dis wie ons is. Jy is groter as wat jy dink jy is. Jy word liefgehê met 'n liefde wat jy seker eendag miskien sal verstaan. Ons is deel van God. Mooi week vir julle. Geniet hierdie week met Christus in julle. Leef die lewe saam met hom. Tot volgende keer.